Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is besig met hierdie super exciting tema wat ons noem geloof wat berge verskuif. En ek begin sommer vandag vir ons weer met ons teks wat ons doelwit gemaak het, waarna ons wil onsself uitstrek en dit voor ons oë hou om hierdie te bereik, want dit is 'n belofte van Jesus in sy woord. En ons teks is in Markus 11 vers 22 tot 24, en ek lees vandag vir ons uit die 2020 vertaling. Hy lees so: Jesus sê vir sy disippels, julle moet geloof in God hê. Amen, ek sê vir julle, wie vir hierdie berg sê, lig jouself op en gooi jouself in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dit wat hy sê gaan gebeur, vir hom sal dit gebeur. Vers 24, daarom sê ek vir julle, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so gebeur. En hierdie is powerful. Net so 'n bietjie agtergrond, hierdie is omtrent die Dinsdag voordat Jesus gekruisig is. Die Sondag het hy op 'n donkie se rug in Jerusalem ingery gekom, en die Maandag het hulle by hierdie vye boom verbygestap, en hy het vye gesoek by die boom, en daar was niks vye gewees nie, en Jesus sê vir hierdie boom, niemand sal weer ooit van jou eet nie. Die Dinsdag kom hy en sy disippels weer by hierdie boom verby, en die boom is dood. En Petrus, baie verbaas, roep uit en sê, Rabbi, kyk, hierdie boom wat u vervloek het, is dood. En dan gee Jesus vir hom hierdie baie eienaardige antwoord. Hy sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. Nou wat 'n eienaardige antwoord op hierdie opmerking. Jesus, kyk, hierdie boom wat jy vervloek het, is dood. Hier's wat ek dink Jesus doen. Hy's nie besig om Petrus se opmerking te antwoord nie. Hy's besig om Petrus se hart te antwoord, want Petrus het in sy hart gewonder, Jesus, hoe het jy dit reggekry om hierdie boom te vervloek? Hoe het jy dit reggekry om hierdie boom te laat sterf? En Jesus antwoord daai vraag van Petrus, en hy sê, julle moet geloof in God hê, want is deur geloof in God, dat ek hierdie boom kon laat sterf. Ons moet heeltyd in gedagte hou dat Jesus het nie geleef as God nie. Yes, hy was ten volle God, maar hy was ook ten volle mens, en hy het nooit geleef as God nie. As jy hierdie gemis het, wil ek jou graag aanraai om ons vorige episode 2 te gaan kyk en te luister. Maar Jesus het nie hierdie gedoen as God nie. Hy het dit gedoen ten volle as 'n mens, ten volle afhanklik van God. Ten volle oorgawe in die Heilige Gees om te doen wat die Gees vir hom wys om te doen, wat die Gees hom sê om te doen. So in geloof in God het Jesus hierdie boom aangespreek en vir hierdie boom gesê, niemand sal ooit weer van jou eet nie. So uit geloof uit. So nou antwoord hy Petrus, as jy geloof in God het, soos wat ek geloof in God het, sal jy ook vir hierdie boom kan sê om te doen wat ek gesê het om te doen. Hy sal sterf. Hoe weet ons dit? Want hy gaan aan in die volgende vers en sê hy, amen, ek sê vir julle, wie vir hierdie berg sê, lig jouself op en gooi jouself in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat dit wat hy sê gaan gebeur, vir hom sal dit gebeur. As jy glo, kan jy vir jou berg sê, hef jou op en werp jouself in die see. As jy glo soos wat ek glo. Nou, kom ons net vir 'n oomblik stil staan. Wat is geloof? Die Griekse woord vir geloof is pistes, en die letterlike betekenis van hierdie woord is om oortuig te wees. Om oortuig te wees van wie God is. Jesus sê hier vir hom, as jy oortuig is van die Vader, soos wat ek oortuig is van die Vader, sal jy kan doen wat ek gedoen het, soos wat ek dit gedoen het, want ek het dit gedoen in oortuiging van die Vader. As jy so oortuig is van God, soos wat ek oortuig is van God, sal jy kan sê wat ek gesê het, want ek sê wat ek gesê het uit oortuiging van God. Ek doen wat ek gedoen het, in oortuiging van wie my Vader is. Man, ons moet nie hierdie mis nie. Dis so mooi, dis so powerful, as ons net kan oortuig wees van wie God is, hoe hy na ons kyk, hoe hy ons sien. Want onthou, die Vader het gesê, hierdie is my geliefde seun.
in wie ek 'n welbehae het, en dit het Jesus geïnspireer. Maar dan kom Jesus en ek blaai weer vir ons na hierdie pragtige vers wat ek wil hê ons moet ons tweede kernvers maak, ons tweede goalvers, dit waarna ons moet uitstrek. En is in Johannes 14 vers 12, waar Jesus sê, amen, amen. Jy weet, as ons 'n gebed eindig, dan eindig ons dit met amen, want ons sê dit om te sê, dit wat ek nou gebid het, dat dit so sal wees. En Jesus begin met amen, amen, 'n dubbele, dit sal so wees. Wat ek jou nou gaan vertel, is 'n hemelse werklikheid. Dis 'n goddelike belofte. Dit sal so wees as jy dit so doen. Hy sê amen, amen, dit sal so wees. Ek sê vir julle, wie in my glo, wie oortuig is van wie ek is, hy sal ook die werke doen wat ek doen. As jy oortuig is van wie Jesus is, as jy oortuig is van wie God is, jy sal ook kan doen wat hy gedoen het. En natuurlik weet ons nou, ons kan nie ons geloof aanwend om dinge te doen wat nie binne in God se wil is nie. Hoe weet ons dit? Want ons kan net doen wat Jesus gedoen het. Jesus is ons voorbeeld. Ek kan natuurlik nie na my buurman se double cab toe stap en vir hom sê, jy is nou my double cab. Dit gaan nie gebeur nie, dit gaan nie werk nie. Hoekom nie? Want Jesus het dit nooit gedoen nie. Jesus het nooit uit sy vlees uit gaan name it, claim it speel nie. Hy het nooit gaan sê in geloof, hierdie is nou myne, maar dis eintlik net uit sy vlees uit gedrewe om goed te claim wat hy nou wil hê en dit nou syne te maak. Dis nie wie Jesus was nie, want dis nie wie die Vader is nie. Onthou, Jesus het gesê, ek doen net wat ek die Vader sien doen en ek sê net wat ek die Vader hoor sê. So hy het nooit een van hierdie goed gedoen uit sy vlees, hy het goed gaan claim wat hy nou wil hê nie. So ons kan nie dit doen nie, want dis nie in die Vader se wil nie. Maar daarmee saam wil ek vandag vir jou sê, geliefde van Jesus, gesondheid en genesing is God se wil. Jy hoef nooit, maar nooit te bid, Here genees my, of Here genees hierdie persoon, as dit u wil is nie. Jy hoef dit nooit te doen nie, want jy kan weet dat jy weet, dit is God se wil om te genees. Hoe weet ek dit? Want Jesus is ons voorbeeld, en Jesus het dit nooit so gedoen nie. Inteendeel, gaan jy nêrens vir my wys waar Jesus vir 'n persoon gebid het nie. Hy het altyd die siekte aangespreek en die siekte beveel om weg te gaan, hierdie berg van siekte, om homself in die see te werp, sodat die persoon genees kan word. Jesus het nêrens vir iemand gebid nie. Hy beveel ons om ons hande op die siekes te lê, en vir hulle te beveel om gesond te wees, en hulle sal gesond wees. Hierdie ding van lang gebede vir siek mense is iets wat ons uit godsdienste uit gaan opdis het. Dis iets wat ons bymekaar gemaak het, wat nooit God se wil is nie. God se wil is gesondheid. God se wil is dat jy gesond sal wees en dat jou siekte genees sal wees. Jy kan dit maar uitmaak in jou hart. Moenie my woord daarvoor vat nie. Moenie sê Jacques het gesê nie. Gaan kyk in die woord, gaan kyk na Jesus, want hy is ons voorbeeld. Hier is die skrif, ek sê vir julle, wie in my glo sal ook die werke doen wat ek gedoen het, en hy sal nog groter dinge doen as dit. Ons is nog nie eens by die groter dinge nie, ons wil net doen wat Jesus gedoen het. En wat het hy gedoen? Elkeen wat in geloof na hom toe gekom het, het hy genees. Jy sien, dit verg net geloof. En ons lees op baie plekke, dit verg net geloof, soveel so mosterdsaad. So klein soos 'n mosterdsaad. Maar dit verg wel zero ongeloof. En ons sal nog op 'n stadium daarby kom. Maar ek wil net hê, jy moet hierdie oortuiging in jou hart bymekaar maak, uit die skrif uit, dat ons kan in geloof vir ons siekte sê, wees genees. Jy kan met jou berg praat, jy kan jou berg aanspreek,
Dis 'n bevel uit Jesus se mond uit. Dis uit sy woord uit, dis skriftuurlik. Jy kan vir jou berg sê, vir jou siekte sê, werp jouself in die see. Jy kan weet dis God se wil, want dis in sy woord. Jy gaan nêrens vir my wys dat dit God se wil is dat jy siek sal bly nie. Nêrens in sy woord is siekte 'n seën nie, dis altyd 'n vloek. Jesus het vir ons die vloek geword sodat ons genees kan wees. En jy kan met oortuiging vir jou siekte sê, wees genees. En jy kan weet dat jy weet dat jy weet dis God se wil. Kyk byvoorbeeld saam met my na 1 Johannes 5 en ek lees vir ons vers 14. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En kyk hoe mooi som Petrus Jesus se bediening op. Petrus, ek gaan vir ons blaai na Handelinge 10 vers 38 toe. Hier in Handelinge 10 vind ons vir Petrus besig om vir Kornelius te bedien. En dan verduidelik hy vir Kornelius Jesus se bediening. En hy som dit vir my so mooi op in Handelinge 10:38 waar hy sê, met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Geliefde, is jy gesalf met die Heilige Gees? Dis dieselfde Heilige Gees wat Jesus gesalf het, waarmee jy ook gesalf is. As jy wedergebore is jy toegerus met die Heilige Gees. En ek wil jou ten sterkste aanraai om te bid en te vertrou vir die salwing, vir die toerusting van die Heilige Gees, soos wat Jesus toegerus is met die Heilige Gees, toe hy, nadat hy gedoop is, het hy opgestaan uit die doopwater uit, en God het hom toegerus met die Heilige Gees. En Petrus skryf hierso, Jesus is gesalf met die Heilige Gees en met krag, en hy het die land deurgetrek. En wat het hy gedoen met hierdie salwing en krag? Hy het goed gedoen, en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Omdat God met hom was, met hierdie wil van God, hierdie duidelike wil en teenwoordigheid van God, het Jesus oral rondgetrek en almal genees. Almal genees. Hy het nooit hierdie ding gedoen van, dis nog nie God se wil nie, ek ervaar, jy het nog nie geleer wat jy moes leer nie, gaan weg en kom oor 6 maande terug, gaan evalueer ons jou weer. Nee. Daai is 'n ding wat godsdiens opgedis het. Daar is nog nie God se tyd om jou te genees nie. Dis dalk nie nou sy wil nie. Jy weet, ons weet nie, ons kan nie weet wat is God se wil nie, en as jy moet siek weggaan en uiteindelik siek doodgaan, dan jy weet, God se wil is maar net misterieus. Ons kan nie weet wat dit is. Ons kan nie weet of jy moet gesond wees nie, geliefde. Ons moet gaan kyk wat sê die woord. En ons kan ons oortuiging vind in die voorbeeld wat Jesus gelos het om te sê, hy het oral goed gedoen en almal genees. Die woord, die skrif is vol daarvan, die evangelies is vol daarvan, dat hy het almal genees. Hy het skares wat na hom toe gekom het vir genesing, het hy almal genees. Hy het nooit iemand siek gelos nie. En daarom kan ons met vrymoedigheid weet, dat hy wil vandag nog, hy is geen aannemer van die persoon nie, en hy verander nooit nie. Ons kan vandag nog weet, dat genesing is God se wil. Genesing, geliefde, was God se plan, dis nie ons plan nie. Dis nie ons begeerte nie, dis God se plan, dis sy begeerte om jou te genees. Dis sy goeie begeerte, dis sy goeie wil, dat jy vandag gesond sal wees. En jy kan met vrymoedigheid na hom toe gaan, en jou genesing by hom kry, want dis reeds betaal voor. Hy 2000 jaar gelede reeds daarvoor betaal. Hy sit nie en evalueer elke geval wat na hom toe kom en kyk, sal ek of wil ek of gaan ons of wat gaan ons nou hier doen nie. Dis God se wil dat jy sal gesond wees. En dis skriftuurlik dat jy vir jou siekte kan sê, werp jou in die see. En Jesus sê dit sal vir jou so wees. Ek hoop hierdie bemoedig jou. Ek hoop die Heilige Gees stuur bietjie iets in jou gees om te sê, Here, as dit in die woord is,
dan wil ek dit myne maak. Dan vat ek dit en ek hardloop hiermee. Hierdie is myne. U daarvoor betaal, u beloof dit is myne en ek pas dit toe in my lewe. So, kom ons bid saam. Dad, baie dankie vir u woord. Dankie vir u beloftes van u woord, dat ons kan weet dat ons weet, genesing is u wil. Genesing vir my is u wil. En ons genesing vir my in my liggaam. En Here, ek wil bid dat hierdie wat saam met my na hierdie boodskap luister, en saam met my in hierdie woord indelf en hierdie waarheid sien, dat hulle die vrymoedigheid sal hê om te sê, hoorie, maar hierdie is God se wil. Ek wil jou aanraai, wil jy nie nou saam met my as jy kan, jou hand op daai deel van jou liggaam sit, waar jy genesing wil hê, en sê in die naam van Jesus beveel ek jou, gaan uit my liggaam uit en word gesond, want my Here Jesus het daarvoor betaal, dis my Pa se wil dat ek gesond sal wees, en ek ontvang dit in Jesus naam. Dankie Here. Amen. Geliefde, daar's net een manier om hierdie lewe van oorgawe en hierdie lewe van kind wees van hom te leef. En is hou jou oë op hom, jou verlosser, jou geneesheer, jou sterkte, jou krag, Jesus, en hou jou neus in sy woord, want is die waarheid van hierdie woord wat ons gaan gesond maak. In Jesus naam. Amen. Shalom.